Goeiedag luisteraars, ek is Willie Sondersen en ek groet u hier op die senders van Joy Gospel Radio. Ek nooi u om saam met my te kuier hier op my program Wolke van Getuienis. Ek wil vandag met u gesels oor God se magtigste profeet. Dit is nou een van 2 wat ek oor wil gesels. Nou vandag, vriende, is ons skriflesing uit Markus, die 6de hoofstuk, vers 13. Hy sê in, vers 22, kom ons maak het 21, hy sê, en op 'n geskikte dag, toe Herodes op sy verjaarsdag vir sy grootmanne en die owerstes oor 1000 en die vernaamste van Galilea 'n maaltyd gegee het. En toe die dogter van dieselfde Herodias inkom en dans en Herodes en die wat saam aan tafel was, behaag sê die koning vir die meisie, vra my net wat jy wil hê en ek sal dit aan jou gee. En hy het vir haar gesweer, net wat jy my vra sal ek jou gee, al was dit ook die helfte van my koninkryk. Daarop gaan sy uit en sê vir haar moeder, wat sal ek vra? Toe antwoord sy, die hoof van Johannes die Doper. En dadelik gaan sy haastig in na die koning en vra en sê, ek wil hê dat u my op die daad die hoof van Johannes die Doper op 'n skottel sal gee. En toe word die koning baie bedroef, maar terwille van die eed en die wat saam met om tafel was, wou hy haar nie afwys nie. Dan wil ek net lees, hy sê verder hierso in die 6 vers 14, hy sê toe koning Herodes dit hoor, dat Jesus is daar en Jesus het wonders geteken, hy sê vers 13, 6 vers 13, en hulle het baie duiwels uitgeryf en baie siekes met olie gesalf en is gesond gemaak. Toe koning Herodes dit hoor, want sy naam het bekend geword, en hy het gesê, Johannes die Doper, wat ek uit die dode opgestaan, en daarom werk die kragte in hom. Ander het gesê, hy is Elia, en ander weer het gesê, hy is 'n profeet, of soos een van die profete. Ek wil lees tot so ver. Nou vriende, hierdie verhaal in sy eenvoudigheidsvorm is 'n afgryslike gebeurtenis, 'n toonbeeld van menslike gevoelloosheid en die wreedheid waartoe die mens in staat kan wees. Dit beeld uit die wraak van 'n vrou, Herodias, met 'n siek verstand wat nie sou skroom om tot die ergste wreedheid oor te skakel, solank dit haar soeke na valse geluk sal bevredig nie. Kom stap saam met my na waar hierdie gebeurtenis plaasgevind het, die kasteel Machaerus, waar die toneel afgespeel het, is 'n gebou op 'n heuwel in 'n bergkloof wat uitkyk oor die suidelike kant van die Dooie See. Nou volgens oorlewering was dit een van die eensaamste en grillerigste kastele in die wêreld. Hulle beweer dat tot vandag toe is die onderaardse sel nog daar en besoekers kan dit tot vandag toe die ysterklampe en hakke in die muur sien waar Johannes aan geboei was. Dit was in daardie koue en onpersoonlike selle waar die laaste tragiese ure afgespeel het van hierdie godsman, hierdie gesalfde gesant van God. Die naam Johannes beteken geskenk van God. Herodias, die eintlike vroulike skurk in die verhaal, was die vrou van Herodias Philippus. Nou hierdie Herodes Philippus
het niks geërf van sy vader Herodes die Grote, wat geleef het in die tyd toe Jesus gebore is, en wat ook die gruisame bevel uitgevaardig het, dat al die seentjies van 2 jaar moet doodgemaak word. Herodes Philippus het as 'n gewone burger in Rome gebly. Sy broer Herodes Antipas het oor Galilea geregeer, en hy het op 'n stadium sy broer Herodes Philippus in Rome besoek. Nou tydens daardie besoek het Herodes Antipas, wat oor Galilea geregeer het, Herodias, die vrou van Herodes Philippus, verlei, en hy het haar gevra om met hom te trou. Sy het ingestem en hy is toe met haar getroud, en sy is saam met hom na waar hy geregeer het in Galilea. Nou Herodes Antipas was 'n bekende politieke figuur en was deur Rome aangestel, terwyl sy broer Herodes Philippus maar net 'n gewone burger in Rome was. Terug in Galilea het Johannes die vreemde vrou aan die sy van Herodes Antipas gesien en hom in die openbaar bestraf en gesê dat jy mag nie jou broer se vrou geneem het nie. Herodes het teenstrydig met die Joodse wette met hierdie Herodias getrou. Ons het Johannes leer ken as 'n ernstige man wat nie geskroom het om te staan vir die waarheid en die soewereiniteit van God nie. Daar was profete, priesters en skrifgeleerdes en hoëpriesters, maar Johannes was die enigste mondstuk van God wat gestaan het teen die sonde. Hy het nie geskroom om te midde van die teenwoordigheid van die dood te sê wat God nie goedgekeur het nie. Hy was nie bang vir die wagte van Herodes nie. Hy was nie bang vir die regering van Herodes nie, Antipas nie, want hy het gekom om die lig wat kom te verkondig. Hy was God se geskenk om die weg van die Messias voor te berei. Johannes was bewus van die wrede verlede van Herodes, se vader wat die verlosser van die wêreld sou vermoor het. Hy was bewus van die bloedlyn van wreedheid wat deur die Herodes familie geloop het. Nou hierdie wreedheid was so erg dat daar 'n gesegde in Israel was wat gesê dat dit beter was om Herodes die Grote se vark te wees as sy seun. Hy het nie geskroom om etlike lede van sy familie en 3 van sy eie seuns te vermoor nie. Johannes het die geregtigheid van God hoër geag as sy eie lewe. Hy het in die openbaar Herodes aangevat en vir die volk vertel dat hy lewe in oorspel met die vrou van die vrou Herodias, die vrou van Herodes Philippus. Herodes was te midde van die bestraffing deur Johannes nog ten gunste van Johannes gewees. Maar dit was 'n ander geval met Herodias, die vrou met 'n kriminele brein wat Johannes vuriglik gehaat het. Sy wou liewer sy mond stil maak en liewer hom dood wou sien om sodoende haar gewete stil te maak. So het sy gedink. Sy het gedink dat as sy Johannes uit die weg kan ruim, sal sy uit die argiewe van haar gewete haar sondes vir altyd kan uitwis. Maar sy het nie rekening gehou met haar gewete nie. God se magtigste profeet. Jou gewete sal by jou bly tot die dag dat jy voor die wit troon gaan staan, of totdat jy daar die gewete skoongemaak het deur jou sondes te bely. Die bloed van Jesus Christus reinig ons van al ons sondes. Herodias het verkies om die pad van die dood te loop. Dit is die strategie van die duiwel, so werk Satan. Hy begin met 'n onskuldige verhouding en later het dit omgesit in moord in.
Nou, ek was in Johannesburg gebly, ek was ook 'n speelder daar. Nou, in Johannesburg het 'n pragtige dametjie by 'n meubelplek gewerk, om net vir u te wys hoe werk hierdie profeet in jou lewe. Hierdie meisiekie het by 'n meubelplek gewerk, en op 'n dag het daar 'n verkeerskonstabel by die plek ingestap om te kyk na die meubels vir sy vrou, en sy het hom gesien en dadelik aangetrokke tot hom gevoel, en 'n seksuele verhouding het ontstaan. Hy wou uit die ongesonde verhouding breek, maar haar greep was onbeheers. Sy het aggressief geraak en wou met hom trou. Sy vroutjie was onbewus van sy verhouding. Hy het nie kans gesien om sy huwelik prys te gee vir hierdie goedkoop verhouding nie. Tussen Heidelberg en Vereniging het hulle langs die pad seksueel verkeer, en omdat hy die verhouding wou beëindig, het sy hom met 'n bottel geslaan, en hy het so kwaad geword dat hy haar aangerand het en haar doodgeslaan het. Nou, hierdie verkeersman was 'n onskuldige prooi van 'n wellustige vrou. Hy het homself aan die polisie gaan oorgee. Hy is gearresteer en het later in dieselfde selfmoord gepleeg. Kan u sien, dit is die strategie van die verwoester, die mensmoordenaar. Hoeveel mense loop nie vandag met gewete wat hom dag en nag pynig nie. Dit is God se magtigste profeet. Jy kon dit in die duisternis gedoen het, maar jou gees het die toneel op sy videokamera opgeneem. Die Bybel sê in 1 Korintiërs 2 vers 11, wie van die mens weet wat in die mens is, behalwe die gees van die mens wat in hom is. Vriende, neem kennis vandag van hierdie waarheid uit God se woord uit. Jou gees vang alles op wat jy doen, selfs tot jou gedagtes, selfs daar waar jy dink niemand sien jou nie, maar jou gees is daar en neem elke ding waar, en dit word op die tafels van jou gees gegraveer. Toe ek die dag 27ste Mei 1968 in die ontploffing was, het ek probeer weghardloop van die vlamme af, en wou in 'n kokende bad met suur wat gebruik word om roes van die metaal af te haal, gaan inspring het. Die gedagte om die vlamme te blus wat om my liggaam was, my hele liggaam was aan die brand. Dank God, ek het nooit daardie bandens bereik nie. My liggaam het begin in mekaar te trek vanweë die vernietigende vlamme wat oral op my lyf uitgeslaan het. Ek kon nie verder beweeg om by die bandens uit te kom nie, en ek het tot stilstand gekom en was bewus dit was my laaste kans. Ek gaan doodbrand. Terwyl ek met angswekkende krete van pyn na God roep om genade, kom ek skielik in 'n donker plek, weg van my liggaam af. Dit was so donker, soos die donkerste nag. Ek was bewus dat ek op die punt staan om te sterf, en dat die donkerte wat ek beleef het, in werklikheid die gange van die dood kan wees, na die pad van die hel. Afgryslike gedagtes van verlorendheid het my wese oorheers. Beangs het ek probeer vasstel waar ek is. Ek was ten volle by my positiewe, asof ek net oorgetree het in 'n ander wêreld, waar daar net donkerheid heers, terwyl ek so worstel om uit te vind wat met my gebeur het en waar ek my bevind, hoor ek 'n diep stem wat met my praat, en hy sê, my hele wese was deurtrek van skok, toe die stem vir my sê, jy het oorgekom van die lewe na die dood. Volslae verlorendheid en verlatenheid het my gees oorweldig, toe ek voor my lig sien, soos 'n skerm waarop 'n film vertoon word. Ek het na die tonele gekyk en myself in die tonele gesien, soos die blaaie van 'n boek het bladsy na bladsy voor my geestesoog verbygeflits.
En alles waarna ek kyk, was tonele van my sonde, wat ek deur my lewe gedoen het. Ek was verslaan en die klagstaat teen my was verdoemend. Ek het besef, ek is 'n kandidaat vir die hel. Jare later, nadat ek my hart vir Jesus gegee het ek op 'n dag vir die Here gevra, waar daardie tonele wat ek in daardie donkerheid gesien het, daardie merkwaardige dag, waar het daardie tonele vandaan gekom? Wie was die outeur van daardie tonele? Wie was die kameraman wat dit opgeneem het? Die stem van die Here het my gewys dat alles is opgeneem deur jou eie gees. Die Here het my gelei na hierdie skrif in 1 Korintiërs 2 vers 11. Wat sê, wie van die mens weet wat in die mens is, behalwe die gees van die mens wat in hom is. Verder het ek ook die skrif ontdek in Spreuke 20 vers 27, waar die antwoord het my so duidelik gegee was en uitgewys het wat gaan gebeur wanneer God se lig op ons lewens val na die dood, as ons nie met God versoen nie. Die Salomo skryf, die gees van die mens is 'n lamp van die Here en daarmee deursoek hy die kamers van jou hart. Vriende, jou eie gees is die lamp waarmee God na die kamers van jou hart gaan kyk. Daardie stoorkamer, daardie argief, waar alles wat in jou lewe gebeur het, wat jy gedoen het, is alles in daardie argiewe en jy kan dit nie ontvlug nie. Die bewyse is dodelik. Daardie dag van die oordeel gaan God met jou gees oproep en hy gaan alles bekend maak wat jy hier op aarde gedoen het. Dit is vandag jou keuse om jou gees jou vriend te maak of jou vyand, wat eendag alles gaan openbaar voor die wit troon van God. Paulus skryf in Romeine 2 vers 16, in die dag wanneer God die verborgene dinge van die mense deur Christus Jesus gaan oordeel volgens my evangelie. Dit is wat Paulus skryf, volgens my evangelie. God se magtigste profeet is hierdie argiewe wat ons die gewete noem. Hoeveel mense is daar wat in depressie verkeer oor besluite wat jy moontlik geneem het en dit het jou vryheid gesteel. Moontlik het ons iets gedoen en kan ons nie berusting kry nie. Vriend, ek wil vandag vir u verseker, daar is 'n genesing by die kruis vir al daardie dinge wat jou hinder. Ek was een aand in Oos-Transvaal in Leidenburg by 'n diens. Dit is baie jare gelede. En na die diens kom 'n vroutjie by my en vra of sy my alleen kan sien. Sy vertel vir my dat sy het 'n buite-egtelike verhouding met 'n man gehad, buite haar huwelik. En later het sy verwag van die ander man en sy het die kind laat aborteer. Daardie tyd was dit onwettig, vandag is dit wettig om daardie stemmetjie stil te maak op die wreedste wyse denkbaar. Dit was onwettig, maar hulle het dit nogtans op die swartmark gedoen. Sy vertel dat in die nagte het hierdie kind by haar gespook, dat sy later in depressie was, dat die lewe geen sin vir haar gemaak het nie. Sy het in trane vir my hierdie verhaal vertel. Ek het gesien hoe die wonde van haar verlede gebloei het. Sy het vertel dat sy op die punt gekom het om 'n einde aan alles te maak. Daar is vir haar geen geluk en vrede meer oor nie. As sy haar oë toemaak, dan sien sy daai kind. Haar lewe is 'n moeras van selfverwyte. Vriende, hier kan ons moontlik nog wegkom, maar wat gaan ons doen by die wit troon oordeel? Ek het na haar hartseer verhaal geluister en haar 2 hande geneem in my hande en haar in haar betraande oë gekyk en vir haar gesê dat as sy ooit dit opreg met God bedoel het, dan moet sy dit vanaand doen.
Sy moet uit die diepte van haar hart haarself vergewe, deur dit alles te bely. Ek het daardie belydenis van haar met Jesus se bloed bedek en ek het vir haar gebid en Jesus gevra om hierdie stikkende mense te vergewe en haar skoon te was met sy bloed, hierdie tragiese hoofstuk uit haar lewe uit te wis. Dit het uit die argiewe van haar verlede uitgewis. Dis die God se magtigste profeet. Die Bybel sê as ons sondes bely, hy's getrou en regverdig om ons sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Na ons so saam gebid het, kon ek sien daar het iets met daardie vroutjie gebeur. Haar gelaat het skielik verander, haar gesig het geskyn en kon sien dat die seun van die mens het sy bloedbevlekte hande so oor haar verlede, haar sondeskuld weggevee en uitgedelg, want sy was skielik vry. Ek het saam met haar gehuil, sy het gevoel hoe dat God haar vergewe het en daardie sonde uitgedelg het en weggeruim in die vergetenheid en die skuldgevoel het verdwyn. Vriende, dit is mos waarom Jesus gekom het om vrylating te bring vir die gevangenes, vreugdeolie vir 'n gebroke hart. Hierdie vroutjie het my verseker dat sy voel asof daar 'n las van haar afgeval het. Vriende, dit is jou keuse. Jy kan steeds vrykom, maar die meeste mense kies die weg van die dood. Met Herodias was dit die geval. Elke keer wat sy Johannes gesien het haar gewete haar aangekla, God se magtigste profeet. Elke keer dan kom die gedagte by Herodias op. Hierdie is die man wat in my pad staan na volmaakte geluk, terwyl haar man in Rome bly. Herodes, Philippus, vriende, jy kan nie geluk soek op ander se seer en ongeluk nie. Baie mense raak in verhoudings betrokke en skei van hulle mans of vrouens en laat soveel hartseer agter. Kinders wat huil en smeek, papa, kom terug. Mama, kom terug, dat ons weer 'n normale lewe kan hê. Daardie roepstem van die welis is sterker as die geluk van die mense wat jy agtergelaat het. Ek het nou die dag 'n SMS gekry waar 'n vrou my hierdie hartseer verhaal vertel, dat haar man wat vir mense gebid het en wat die woord verkondig het in 'n verhouding met 'n ander vrou geraak. En toe sy seun, wat 'n aspirante pastoor reeds was, en pas sy eksamens geslaag het, en 'n aanstelling ontvang het, dit hoor, was hy so geskok in sy pa, en hy het dit so ter harte geneem, dat sy pa, sy mentor, die een wat vir hom die evangelie verkondig het, die een wat in die kerk opgestaan het en vir mense gebid het, sy pa, hierdie persoonlikheid, na wie hy opgekyk het, in 'n verhouding betrokke was, dat hy petrol oor homself gegooi het, en 2 weke later, in die grootste en ergste pyn, in die hospitaal gesterf het. Herodias het haar man sonder om te skroom verlaat en agter haar sieklike strewe na beroemdheid haar geluk probeer soek. Haar gewete het haar aangekla. Elke keer wat sy van Johannes gehoor het jou vriende het dit haar aangekla. Jou gewete is God se magtigste profeet. Sy het gedink dat om hom uit die weg te neem sal daar berusting kom vir haar gewete. Maar vriende, ek sê weer, jy kan nie geluk op ongeluk bou nie. Sy het 'n man agtergelaat in Rome wat ook vir haar lief was en selfs 'n kind by haar gehad het, 'n dogter
met die naam van Salome, maar sy die glanswêreld van 'n beroemde, versteurde vors verkies. Deur haar toedoen is Johannes gearresteer en is hy in die ondergrondse sel gegooi, waar hy aan eisters gehang het in 'n koue en onpersoonlike persoonlike mibbe sel. Steeds vandag kan besoekers aan daardie kasteel deel nalatenskap van 'n versteurde obsessie gesien kan word. 'n Getuienis van 'n erfstuk van die wreedheid van die verlede. Vriende gaan u gebukkend onder die druk van 'n skuldige gewete, dat jy nagte nie kan slaap nie. Jy dwaal in die huis rond, jou dae is nie meer gelukkig nie. Jy val in depressie, jy gryp na die drankbottel, maar kan geen geluk vind nie. Daar is uitkomste vanaand, wil ek vir jou sê, bely dit vandag. Vandag kan God daardie verwyte, daardie gewete ook skoonmaak en stil maak met sy bloed. Beken jou skuld, beken wat jy gedink het om hom uit die weg te neem. Vriende, ek sê weer, jy kan nie geluk op ongeluk bou nie. Jy moet dit weer maak. Vriende, ons gaan gebukkend onder hierdie druk van 'n skuldige gewete. Maak ons gewete skoon, Jesus naam. Vriende, dis nie na die drankbottel te gryp nie. Dit gaan nie help nie. Persoonlike 'n mibbe sal wag vir jou gedagtes gaan jou, it's going to haunt you, it's going to put you in depression. Vriende, gaan u gebukkend daardie verwyte wat jy het, dit bly by jou, dit verander nie. Dit bly net daar by jou, dit kom nie. Jy weet soms nie wat te doen nie. Ek kan vir u dinge vertel van mense wat absoluut vasgevang was in 'n greep van hierdie verwyte. Die God se magtigste profeet. Ek wil vir jou sê, Jesus kan jou vergewe. Soos hy daai vroutjie vergewe het, so kan hy vir jou ook vergewe en jou gewete uitwis en vir jou 'n nuwe hoop en 'n nuwe geluk gee. Ek gaan vir u 'n gebed doen. Vader, ek bid vanaand vir hom wat vanaand loop met hierdie las, met hierdie groot las op sy skouers. Here, vir hom of vir haar, dat jy hulle vry sal maak in hierdie oomblikke. Vader, vergewe hulle, sit hulle vry in Jesus magtige naam. Willie Sondersen groet tot volgende week. Maranatha, Jesus kom. Amen.